Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na die ongelooflike ingenieursvernuf wat binne in elkeen van ons aan die werk is, die hoofwegstelsel van ons slagare. Goed, dink gou hieroor na. Met elke enkele hartklop moet jou liggaam 'n reuse meganiese uitdaging hanteer. So, hoe oorleef dit hierdie konstante aanslag? Om dit te verstaan, moet ons eers 'n tree terugvat en hierdie stelsel waardeer vir wat dit is. Dis 'n hoë-prestasie netwerk wat alles, van suurstof tot hormone, met absolute presisie aflewer. En dis die getal, 35 miljoen. Dis min of meer hoeveel keer jou hart, elke liewe jaar, 'n kragtige, hoë-druk polsslag bloed in jou slagare inpomp. So, die groot vraag is, hoe hanteer hierdie organiese pypstelsel dieselfde soort konstante spanning wat selfs metaal sou laat moeg word en uiteindelik kraak? Wel, die stelsel se eerste en nogal briljante oplossing is sy vermoë om soos 'n skokbreker op te tree. Dit absorbeer daardie kragtige skokgolf wat met elke hartklop kom. Die geheim hier is 'n eienskap wat ons vaskulêre soepelheid noem. Dink daaraan as die veerkragtigheid of die rekbaarheid van die slaghaarwande. Dis absoluut noodsaaklik. En dis eintlik nie 'n nuwe idee nie. Wetenskaplikes het al lank gelede hierdie meganisme die Windkessel-effek genoem. Dit werk basies soos 'n hidroliese skokbreker. Jou aorta rek eers uit om daai groot aanvanklike druk te absorbeer en dan, soos 'n terugveer, hou dit die bloedvloei glad en egalig. En hierdie beeld wys die verskil perfek. Aan die een kant, 'n jong, soepel slagaar. Dis soos 'n buigsame tuinslang wat die polsslag saggies demp. Aan die ander kant, 'n ouer, stywer slagaar. Dis soos 'n harde metaalpyp. Daai selfde polsslag klap reg deur die stelsel sonder enige genade. Goed, so kom ons zoom nou in, reg tot op die slagaarwand self. Want hier, op hierdie vlak, is daar 'n konstante geveg aan die gang. 'n Stryd tussen twee teenoorgestelde kragte. Eerstens het jy hierdie enorme uitwaartse krag wat die slaghaar heeltyd probeer oopbars. Dit word hoepelspanning genoem. Die beste analogie is 'n brandweerslang wanneer die water deurjaag, daai krag wat dit wil laat uitsit. En hierdie krag is massief. Dis 'n spanning wat konstant daar is, elke sekonde van elke dag, en 'n druk van binne na buite, sonder ophou. Maar dan in 'n heeltemal ander rigting, werk die wandskeerspanning. Dis 'n baie sagter krag. Dis basies net die wrywing van die bloed wat soos 'n rivier langs die binnewand van die slagaar vloei. En kyk net die verskil in grootte. Dis duisende kere kleiner. Maar, en dis 'n groot maar, moenie laat daai klein getal jou vloos nie. Daardie sagte, slepende wrywing is 'n absoluut kritiese sein wat vir die slagaar sê hoe gesond hy is en hoe hy moet reageer. Goed, ons het nou gekyk na die kragte. Kom ons kyk nou na die spoed waarteen die polsslag self beweeg. Want, soos dit blyk, daardie spoed is 'n ongelooflike belangrike aanduiding van die hele stelsel se gesondheid. Die term hiervoor is polsgolfsnelheid en dis baie belangrik om onthou. Ons praat nie van die spoed van die bloed self nie. Nee, dis die spoed van die drukgolf wat deur die slagaar beweeg. En die reël is eintlik eenvoudig. Hoe stywer die slagaar, hoe vinniger jaag daai golf. Kyk hierna, dis nogal fascinerend. In 'n jong, gesonde persoon is daai aanvanklike drukgolf van die hart af eintlik redelik sag en glad. Die buigsame aorta demp dit. En dan, soos die golf verder afbeweeg na die stywer, kleiner are, versterk die druk eintlik 'n bietjie. Dis presies hoe dit veronderstel is om te werk. Maar nou, kyk na die ouer persoon. Dis 'n heel ander storie. Omdat die aorta stywer is daai aanvanklike skokgolf onmiddellik baie skerper en harder. Dit beweeg so blitsvinnig af, dat die weerkaatsies van verder af baie gouer terugkom. En wat doen dit? Dit stamp die druk by die hart nog hoër op. En as ons na die data kyk, sien ons presies dit. Soos ons ouer word, neem die pulsgolfsnelheid toe. Dis 'n duidelike, onmiskenbare teken dat ons slagare natuurlik stywer word met verloop van tyd. Maar hier is die ding wat alles bymekaar bring. Hierdie stelsel is nie staties nie. Jou slagare is nie net passiewe pype nie. Hulle luister, hulle voel hierdie kragte en is voortdurend besig om onsself te hermodelleer in reaksie daarop. En dit kan ongelukkig lei tot 'n gevaarlike bose kringloop. Kom ons volg dit gou. Hoër bloeddruk veroorsaak dat die slagaarwand verdik om sterker te wees. Daardie verdikking maak dit natuurlik stywer. Die stywer wand laat die polsgolf vinniger beweeg. En daardie vinniger weerkaatsing veroorsaak dat die druk nog hoër styg. En so begin die hele siklus van voor af. So, op die ou end, laat dit ons met hierdie en gedagte.
Hierdie ongelooflike stelsel binne in jou is altyd besig om te luister en te reageer. Dit herinner ons dat sy langtermyngesondheid direk gekoppel is aan die daaglikse eise en syne wat ons daaraan stel. Die vraag is, watter syne stuur jy vir joune?